skool toe gaan. Nou is ons hier. Dit is my voorreg om hierdie 26ste Julie 2026 die wonderwerk van hierdie dag met julle te kan deel. En mag dit wees as ons nou minder met my gaan gesels, dat ons net die Here gaan verheerlik. Na 51 jaar is daar nie 'n tyd wat ek meer oortuig is en kan verklaar dat God is die skepper van die hemel en die aarde nie. God het ons gemaak. Ons was reeds in sy gedagtes gewees nog voor alles begin het. Ek is oortuig daarvan omdat ek hom ervare dat Jesus is die verlosser van ons as mense. Dat ons kan lewe en ons lig kan sien en ons gesond kan word uit die gebrokenheid wat ons by Adam geërf het. Kyk net na jouself in die spieël, dan jy daai gebrokenheid sien. Ek glo steeds dat die Here Jesus Christus is die verlosser wat in die kruis vir ons gesterf het. Ek glo in die persoonlike ervaring en belewenis van die Heilige Gees wat ons in die waarheid lei. Hy is die ene wat ons kom oortuig. Hy is die ene wat ons help op die pad van wedergeboorte en heiligmaking. Hy is die ene wat ons help dat ons huwelike gesond raak, dat ons goeie paas en goeie maas kan wees, voorbeeld kan wees en 'n mentor kan wees vir ons jong mense. En jong mense vroeg die Here Jesus kan ontdek, ervaar hoe die Heilige Gees ons harte kom verander en ons wederbaar. Ek glo met my hele hart dat God ons oneindig liefhet. Daai donker nag as jy benoud is en jy het nie die antwoorde in jou verstand, wil jou mal maak met al die vrae en die filosofie en die leerstellings en die dogmas. Dan is dit die Here wat se liefde wat deurkom en vir my sê ek is nog steeds lief vir jou. Daar is nie antwoorde nie. In hierdie 51 jaar was daar baie keer waar daar nie antwoorde was nie. Met baie mense saam wie ons gewerk het. My en Wendy se lewe en ons kinders se lewens baie vrae gewees. Maar wat ek geweet is ek aan die aand gaan slaap dat die Here vir my baie lief is en hy vir ons lief is. Mag die Here vir julle seën dat julle altyd sal weet ons reageer altyd in die derde persoon. Dis altyd Jesus. Alles wat ons doen is hy alleen. As hy enigstens 'n ek is, ek het tot bekering gekom, ek het my lewe verander, het hy klaar verloor. Dis die Here wat my kom red het. Hy het sy vinger op my hart kom sit, en hy is lief vir ons, en ek wil hom eer daarvoor. Ek het nog nooit in die 51 jaar van die Here my siel gered het. As daar ooit by my enigstens 'n vertwyfeling gewees, dit gaan nie oor die kerk nie. Dit gaan nie oor 'n dogma nie, dit gaan nie oor leerstelling nie. Dit gaan nie oor al die antwoorde wat ek moet hê nie. Dit gaan altyd oor wat Jesus vir ons doen en dat hy my heel gemaak het. Want hy is die gekruisigde. Die teks wat ek graag vanmôre ook wil gebruik, dit is 'n fondasie vir hierdie altaar wat ons vanmôre hier bou, 'n altaar van al my memories en alles waarvoor ek vir die Here wil dankie sê met die Bybel en Christus en die woorde onder Yes Lord, ja Here, wil ek graag dan die naam van die Here verheerlik met iets wat ek graag sou wou gehad het hoe mense my sou moet onthou. Julle onthou my soos by die Here my lewe kon verander het, nie. En die skrif waarteen ek my wil meet is 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. Ek wil graag Paulus se getuienis aanneem vanmôre. As ek sê wat my betref broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie, geen dogma, geen leerstelling nie. Ek het my voorgenem om aan julle niks anders te praat nie, as oor hom, Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering, ook soos vanoggend, het ek na julle toe gekom, en die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur die geleerdheid of welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees, en dan glo ek vers 5, dis as julle geloof, en my geloof ook nie, op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God alleen. En dis waarom ons hier is. En as ek die woord vanmôre ons gebruik, dan gebruik dit Wendy en myself. Sy is die een wat my heel maak, saam met die Here Jesus Christus. Ek dank so die Here vir daai vrou, wat God my gegee het.
en ek gaan vanmôre gaan ek baie sterk wees. Afgelope ruk, as ek diep dankbaarheid teenoor die Here en die vreugde oorweldig my behoorlik en laat my dikwels woordeloos, as hierdie afgelope 2 weke, toe Dominee Johan nou gesê het, ek moet kom praat hier, is my hart gevul met al die memories, die legkaart van my lewe, waarvan almal van julle ook deel van hierdie legkaart, as hier mense wat saam met my kantoor deurgeloop het, wees mense 'n bietjie saam met mense gehuil het, dan raak hulle mos 'n bietjie meer as vriende. Hulle raak mos jou bloed, hulle raak mos jou hart. En 'n mens kan nie mos nie afskei van mense af nie. Dis baie gesigte wat ek herken nie vanmôre se onder die ligte deur. En selfs die besoekers wat hier is, kom tog weer terug. Dominee Johan hulle begin met 'n wonderlike reeks, kom kyk en ervaar die genade van die Here ook in hierdie gemeente. Maar dis nou tyd dat ons by 'n punt kom. En ek het gaan kyk in die Bybel, daar's net een gedeelte in die skrif wat praat oor die aftree van die mense wat werk vir die Here. En dis daar in Numeri hoofstuk 8 vanaf vers 23 tot 26 waar daar 'n interessante tydperk gekoppel word. Jy op 55 moet jy aftree. Maar dan is dit nie klaar nie. Dan gaan hulle aan hulle bemoedig die res en hulle ondersteun. Want jy weet as 'n mens 'n roeping het, is dit baie spesiaal en gaan hulle daaroor uitwys. So saam met het ek 'n opwindende tydperk hier by TGK gehad sover. Daar's nie 'n dag of 'n tyd wat ek kan onthou van baie spanning en pyn en ellende en swaar kry en stryd nie. Ek en Wendy het hierdie gemeente beleef en ervaar as 'n vreugdevolle klomp mense wat graag glimlag en ons bly nie lank kwaad van mekaar nie. Ons sommer gou die goed uit dat ons die Here kan verheerlik in ons lewe. So hierdie ervaring met hierdie gemeente het my stoutste verwagtinge oortref. En daarom wil ek vanmôre dan hierdie altaar wil ek bou. Die liefde en die genade van die Here is my oorweldigend. Die gemeente is gereed vir 'n volgende fase. Ek het net vir iemand gesê, mense raak 'n bietjie ouer en jy dink 'n bietjie anders. Onthou, ek kom daar van die Ossewa brandwag se dae af. Weermagmanne, ons het weermag gedoen en ons het dinge anders gedoen. Daar was 'n groot tyd in my lewe waar daar nie selfoon was nie. Daar was ook nie rekenaar nie. Was dit jy net 'n stukkie papier en jy het nie sompompies aangepad klas toe nie, jy moes die somme jouself uitwerk in jou kop. Kom uit daai tyd uit. Dis 'n bietjie anders. Hierdie jong mense van vandag doen dit mos 'n bietjie anders. So dis nou tyd dat die aflosstokkie oorgegee moet word. Ek moet dit nou oorgee aan 3 bekwame manne en jy kan hierdie manne vertrou want hulle is baie lief vir die Here. En ek wil nie sê ek het die vermoë, die Here het my genade gegee, 'n bietjie kyk in iemand se oë, dan weet ek of hulle opreg is. En ek geniet hierdie 3 manne geweldig, hulle en hulle vroue. En mag die Here vir hulle dan ook seën. So, ek wil net vir julle hierdie storieetjie vertel. Jong, ek moet nou vinnig praat. So, ons hou baie daarvan om Jakobsbaai te gaan kuier. Nou, daar's 'n klompie van Jakobsbaai wat ook vanmôre ingeskakel is, so 'n groepie mense daar by mekaar. Feeslik jaloers op hulle. Daar by die Weskusplek het ons elke jaar daarvan gehou. Dis 'n tradisie gewees van ons Jenisse dat ons daar hou ons Kersete. Maar hierdie jaar het ons besluit ons gaan 'n bietjie vroeër, 'n dag vroeër. Skiep 'n bietjie die kerk, ons gaan 'n bietjie vroeër. En ons skryf ons 'n kamertjie, al kamer oor was 'n kamer 2 enkel bedjies. Maar ons slaap so lekker daai aand, dis ons hemel op aarde. Jakobsbaai is soos hemel op aarde. Glo my, gaan kyk 'n bietjie daar, julle sal glo, né? Maar my skoonma en die kinders, en my seun is ook hier in die Kaap. Hulle kom kuier. En hulle sou dan die dag deurkom, saam ons die ete geniet, dan gaan hulle weer huis toe. Want ek en Wendy wil ons nou 'n bietjie alleen wees. Nou ja, hulle het nou gekom, ons het lekker geëet, baie geëet in die middag, toe hulle nou 'n bietjie vaak, en die klein seun en my skoonma gaan lê op die 2 bedjies en hulle slaap. Nou ja, nou kom my seun op 'n stadium en hy sê, kom ons moet nou ry. Die kind staan op en ma staan op en sy's lekker vaak en alles. En sy staan en maak gereed en ons sê, ma sê kom nou, my seun sê kom nou ouma, kom ons gaan nou ry. En sy staan vas en sy sê, ek gaan nêrens heen nie. Julle kan op die een bed slaap en ek sal op die ander. Kan julle glo? Nou ja, daai aand toe slaap ons maar in die bakkie. Ons het agter op die bakkie het ons geslaap. En daarmee saam wil ek vir julle sê, ek weet nie hoe julle voel nie, maar ek en Winnie gaan nêrens heen nie. Ons bly net hier. Ons het nou 'n pad in die Here, nee. Na 51 jaar is ek hier. 1975 het ek by die seminarium ingestap as 'n jong student, 19 jaar oud. Wat weet ek nou van die lewe? Ek het niks van die Bybel geweet nie. Op daai stadium het ek die Here vir 'n jaar en 'n half geken. Ek was rou toe hulle vir my vra daar die seminariumraad is. Ek sê bly het nie vir my gevra oor die Bybel nie. Want wie het ook seminarium toe gaan, ek nie geweet van 'n ou en 'n Nuwe Testament nie.
Ek het nie geweet van Moses nie. Ek het nie geweet, al wat ek geweet is Jesus. Ons het Kersfees daar by die skool het hulle so 'n opvoedingkie gehad oor Jesus en ek was op 'n stadium Josef gewees. Al wat ek geweet het. Stap rou by die seminarium in. Kort daarna, in 1977, het Joonde ja gesê en ons is getroud, ons het 3 kinders gehad. Sy was 25 toe ons daar 3 kinders gehad. Ten minste was daar tweeling ook geweest, nee, so 'n bietjie afgekry. En dan die roeping, die wyse waarop die Here my siel gered het, dit is 2 weke na my bekering. Roep die Here my vir die bediening. En ek moet vir julle sê, my vriende, ek eer die Here vir die voorreg om al die wonderwerke en die genade van die Here te kon sien in die wyse waarop my geroep het. En tot vandag toe vertrou ek omdat hierdie God van Abraham, Isak en Jakob was so getrou geweest. Aan sy versorging is daar geen einde nie. En mag die Here vir my seën dat daar 'n tyd sal wees dat ek ook sal sien hoe die Here nou vir my en Wendy gaan voorberei op hierdie pad vorentoe. Net so voor ons aangaan, net so 'n paar mensies wat ek wil noem. Daar's baie mense wat gaan uitlaat en julle moet nie sleg voel dat ek julle naam nou nie genoem het nie. Maar mense wat vir my baie spesiaal is in God ook. Ek wil begin by die Here Jesus Christus, wat my beste vriend geword het vroeg in my lewe. Ek wil hom eer en sy naam groot maak. Ek is benoud om daaraan te dink, as Jesus nie my siel gered het nie, waar sou ek vandag nie gewees het? Sou net hier gestaan het. En daarom is die lofprysing en altaar wat ek bou om hom te verheerlik, want hy is eerst en daarom is die kruis heel bo op hierdie altaar. Ek wil gewoon nie die kinders dank vir hulle uithou met my. Predikant kinders het dit nie baie breed nie. Ek gaan nou nie praat oor armoede nie. Dit is sommer, ons is nog verby, dit ook nog gewees. Maar die het elke keer gesorg dat daar kos in die huis was. Altyd vir ons gesorg. En ek dank die Here vir Wendy wat hy gegee het. 'n Seentjie mamma wat geweet het om seuns groot te maak. Sy het hulle mooi groot gemaak. Kinders wat tot vandag nog groot respek vir hulle ma het. Pa het public enemy number 1 geword. Maar ma was uit die Here gewees. We begin in 1979 in Klapview. Ek was in die kapelaanskap gewees, net ons het diensplig gedoen direk na gestudeer het. Lugmag kapelaan gewees. Goeie tye gehad saam met die mense en toe ons 'n gemeente begin in Klapview. Dis ek PE toe 8 jaar later. Daarna teruggekom en 'n bietjie kom help hier in Parel gemeente ook. Parel gemeente het ook oor ons pad gekom waar ons gehelp het. Wendy is tot vandag nog hulle sekretaresse, ten minste tesouriere. Die Here het geseën dat uit die PE gemeente ons het 2 gemeentes ook gehelp het daar in Oudtshoorn en George. Die Oudtshoorn gemeente bestaan nog vandag. Maar vir 'n lang tyd het ek en Wendy het ons gery Eendekilkie daar onder die Pikkenierskloof is daar 'n plaas gewees waar ons 'n klomp plaasarbeiders gaan bedien het. En dit was 'n wonderlike tyd in ons lewe gewees. Nou die van julle wat nie weet nie, ek noem dit net dat mense wat vir my spesiaal was, daar in die begin met Klapview, Dan en Marietjie de Wet was een van my eerste lede gewees in die Klapview gemeente. Tanya en my seun het saam skool toe gegaan. Hulle was so klein, hulle so ek sien hulle hoe loop speel, hulle gaan hulle skool toe baie benoud. So lank ken ek al vir Tanya. Natuurlik Johan het klaar gepraat waar ek hom ontmoet het. Toe meneer Johan en Lindy Pansegrou wat nou die predikante in die Boland gemeente is, was nog op skool gewees. Johan was in stand 8, dis nou graad 10. En Lindy was ek dink in die laerskool nog gewees, het nog sulke bolle met kiesies geslaan. En nou sy 'n pragtige predikantsvrou. En dan Renier en Elaine sien ek al mense. Daai man was op my kerkraad gewees. Hy het my al my dae gegee. En ek wil die Here dank vir hom. En dan hier in die gemeente, naas die mense wat so spesiaal vir my is, mense wat ons kos gee, as ek nou dink 'n klomp mense het lekker geëet al by hulle huis. Dis dankbaar vir 2 mense wat die Here vir my kom gee het in terme van ou Rudy en Saret Klaasen. Hulle is baie naby aan ons, manne van ons tyd. En nou Philip Du Plessis van Kromke, hy is so stil man, hy verdwyn maar hy is 'n sterk ondersteuner. En dan natuurlik my goeie ou vriend wat vandag by die Here is, ou Bani en Eleanor. Bani is 'n baie spesiale vriend vir my. En ek eer die Here vir hierdie mense en dan my familie ook. My broer Johan en Rosel, hulle is daar in Oos-London, hulle is nou vandag aanlyn. En dan het ek so Jack Russell Boetie, my naam van Eddie, en is, ek weet nie of julle hom ken nie, almal ken hom. Hy is ook vandag aanlyn, hulle is nou daar in die Tankwa, en hulle is baie spesiaal vir my. Ek sal later praat oor die ander 2 by die volgende diens. Wat het ek in hierdie 51 jaar geleer? 3 dinge voor ek by die boodskap kom. Die eerste, die ontsettende vreugde in die hemel en die aarde wat in beweging kom wanneer een persoon tot bekering kom.
Daar's niks op aarde so kosbaar voor die aangesig van God, wanneer 'n man of 'n vrou of 'n jong mens hulle harte draai, en vir die eerste keer die Here Jesus sien. Ek het dit beleef in die konsistorie in Rietfontein Baptiste Kerk in 1973. Dit was 'n wonder, ek kon dit nie verstaan wat gaan aan. Voor ek by die kerk ingestap het, was ek net nog iemand wat genooi is en baie teensinnig die diens kom bywoon, dat ek wou nie daar wees nie. En toe red die Here my siel in Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad in vers 17 wat sê daar's nie veroordeling nie. Jesus het nie kom te oordeel nie. Toe red die Here my siel. Daar's niks so kosbaar as iemand se lewe voor die Here reggemaak word. Enigste hoop wat ons het. Daar's ook nie iets so geweldig tragies wat iemand sy hart verhard en nie wil hoor nie. Daar's nêrens 'n gesin so onveilig en so gevaar as 'n pa sê ek sal nie. En 'n ma sê ek wil nie. En kinders sê ons kyk na ons ouers, hulle is ons voorbeeld. Daar's niks so tragies wanneer 'n mens sy hart verhard nie. Die derde ding wat baie naby my hart lê is 'n oupa ook. Dis nie die 51 jaar dat my hart gebreek wanneer kinders seer kry. Kinders mag nie seer kry nie. En vriende, dit is ons verantwoordelik as volwassenes om die pad aan die kruis van die Here Jesus gelyk te maak vir die kleintjies in die mentorskap wat ons stel. Moenie vir hulle selfone gee nie. Hou hulle weg van die TV af. As dit gedoen moet word, gedissiplineer. En spandeer tyd met jou kinders. Moenie vir hulle pille gee om kalm te wees nie. Kinders is wild en hulle sprong op en af die hele tyd, maar nou gaan gee ons vir hulle pille dat nie so moet wees nie, sodat ons rustig kan wees. Kinders is so, speel met hulle. Want dit is al kans wat hulle het om in hierdie lewe te oorleef, 'n wêreld te oorleef van die voorbeeld wat ons stel. Kinders mag nie swaar kry nie. En met hierdie 3 dinge wil ek dan 2 gedagtes aan julle voorhou uit hierdie skrifgedeelte. 59 jaar was dit nog altyd die Here Jesus gewees. Dit was nog altyd hy as die Christus. Ek het my voorgenem oor julle niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus. En dis al wat julle vanmôre moet hoor. Vergeet nou van my, ek praat net oor die Here Jesus. Billy Graham het gesê, I want to tell the people about the meaning of the cross, not the cross that hangs on the wall around someone's neck, but the real cross of Christ. With all of my heart, I want to leave you with this truth, that He loves you and is willing to forgive you of all your sins. Sin is a disease of the human heart. There's only one way to salvation except through the cross of Christ. Ek is 'n jong 19-jarige jong man by die seminarium ingestap het, ek nie geweet wat vir my voorlê nie. Al wat ek geweet het, iets het hier binne my gebeur en ek kon dit nie verklaar nie en ek het 'n antwoord gaan soek oor wat het met my gebeur. Dit gaan alles oor hom en iets binne in my moes betekenisvol verander. Nou as ek sê Jesus is die Christus en ek sê hy het my gered, dan gebeur daar ietsie binne in ons. Iets verander. En ek het vroeg in my lewe geleer dat ons word die verteenwoordiger van God op aarde. In Genesis 1 vers 5 dink ek, nee, vers 26, hier is nog 1 vers 26. Kom God en hy sê, kom laat ons mense maak om wat te wees? Ons verteenwoordiger. En toe gaan die mens en hy sê, ek sal nie. En hy gooi sy vrou onder die bus in en hy gee vir God die skuld en hy sê, Here, God is kind het die mens het U vir my gegee, die vrou het U vir my gegee. En daar breek die verhouding tussen God en die mens en hy moet uit die tuin uitgaan. En die oomblik toe hulle uitbeweeg, toe kon hulle nie meer die verteenwoordiger van die Here Jesus wees nie. 'n Mens sonder God in sy hart kan nie die verteenwoordiger van Jesus wees nie. Op 'n stadium in hierdie tyd waarin ek die predikant was, daar interessante goed met my gebeur. Ek wil eendag dalk 'n boek skryf of iets. Maar ek kry die oproep van 'n jong meisietjie met wie ek 'n verhouding gebou het, wat buite die eg swanger geraak het. En natuurlik, haar ouers was nie baie happy daarmee gewees nie.
Pragtige jong meisie. En sy bel my, sy sê, Dominee, jy moet kom. Ek is in die hospitaal, die kind wil gebore word. En terwyl ek hospitaal toe ry, is ek nou, dis my vreemd hierdie ding, jy weet. En toe ek instap, toe lê sy alleen op die bed. Niemand staan daarby nie. En sy begin al kontraksies kry. Sy sê, Dominee, hou net my hand vas. En ek daarby gaan sit. Ek het ons al 3 kinders gehad, ek weet mos nou dat vir die kind voor lê. Jong kind, pragtige meisiekind. En toe hulle haar kom haal, toe sê die suster daar vir my, hoor jy kan nie saamkom nie, maar jy kan maar daar gesit, die paas gaan sit daar. Toe sê ek, nee, ek is nie pa nie. Ek het geen aandeel hier nie. Sy is spesiaal vir my. En daai jaar die predikant het nog sakdoeke by hulle gedra. Jy weet nie, 'n sakdoek by jou. Altyd 'n sakdoek by jou. En ek haal die sakdoek en ek sê vir haar, as jy seer kry, byt net op hierdie sakdoek. Byt net op hierdie sakdoek. En sy is daar weg. En toe het ek besef op daai oomblik, toe ek haar hand vashou, moes my hand die hand van Jesus gewees het. Die sakdoek was die opdrag van God om vir haar te gee. Daai sakdoek is 'n jaar later weer teruggegee. Sy het die mooiste, pragtigste ou dogtertjie gehad, weet jy, die oulikste kind. Ek en ek om seuns gehad. Ek dink ek gaan sommer hierdie kind vir my vat. Sy gee die sakdoek vir my terug. Daai sakdoek het vir my baie betekenis gehad van daai oomblik toe die Here my geseën het en die voorreg gegee het om Jesus te wees vir iemand. As ons sê dat ons het Jesus as die Christus, dan word ons die verteenwoordiger van hom. Dis dan wanneer Romeine 12 vers 1 en 2 vir my so spesiaal is, woorde wat ek glo ons uit ons kop uit moet leer. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as lewende, heilige en welgevallige offers. Dis sê, dis julle redelike godsdienst. En word nie in hierdie wêreld gelyk nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die volkome volmaakte en heilige wil van God is. Dis dan wanneer ek ervaar, ek word 'n offer soos Jesus 'n offer was, word ek 'n offer in hierdie wêreld. En daardie offerskap weet ek dat die Here my hand sal vashou. As ek swaar kry, as ek seer het, hoef ek niks met myself te veg nie. Dis nie my eer en my belange, en dan sê ons dat dis 'n beginselsaak, jy weet, nou veg jy hierdie ding. Jy kom nêrens daarmee nie. Al wat jy weet is, hou net vas. Hy sal vir jou vashou. As Jesus die Christus is, een van die eerste ervarings wat jy beleef, is hoe die Here jou hand vashou. En so het God baie mense op my pad gestuur in hierdie stryd. Saam as ek hande vashou en die Here vir my hand vashou in ervarings van egskeidings, talle begrafnisse, mense wat nie antwoord kry op kanker nie, kinders wat ly, mense wie opgegee het op die lewe, hulle kom sit hier in my kantoor, as hulle klaar, hulle is moeg, hulle wil nie meer nie, boemelaars in die straat, mense, eenvoudige mense, daar in Port Elizabeth, baie van hulle gehad, daar het ons in Perre was, hulle is die hele wêreld vol met julle bedien, met die liefde van die Here, met respek, mense wat verstotelinge langs die pad uitgeval het ek gevoel het die Here, my help ons saam met hierdie mense stap, ons moet nie bang wees vir seer kry nie, want ons is geroep vir mense wat seer het. Mag die Here vir ons seën as gemeente, dat mense hier na toe sal kom, wat hier gesond wil kom word. Ja, ons wil meer van die Here leer, maar hierdie moet 'n plek wees waar mense die genade van die Here kom ondervind in die liefde wat ons gee, en daarom eer ons die Here vir die offer wat ons kan bring. Verder is dit wonderlik, dat die Here vir ons seën, om ook te sien dat mense opstaan uit hulle, kom ons sê, die donkerheid. Ag, daar's niks vir my so kosbaar as dit nie. Dis chocolates, my hart klop saam met chocolates. As iemand my sê, nou sien ek. Nou verstaan ek. Hulle kom hier in my kantoor, gryp hulle mekaar. En dan vertel ek vir hulle van Jesus. Kyk hulle vir mekaar en stap hulle uit. Daar later bel en sê, Dominee is nou reg. Ons het die Here Jesus ontmoet. Ek het manne en vroue dan so beleef, en wat mekaar rondom die kruis van die Here Jesus ook ontdek. Is dit nie wonderlik nie, as jy daar saam mense kan uitneel, ek sal nooit vergeet van die oomie daar in Port Elizabeth. Hy stap daar en hy wil praat, en ek wil nog met hom oor ander goed wat hy sê, nee, ek het nie tyd om nou te praat nie, nou moet jy vir my bid, ek wil tot bekering kom. Man, ek het lekker saam met hy om gebid, ons het saam gehuil daar in die Here geloof,
om te sien hoe iemand tot bekering kom. En daardie ondervinding van Jesus is so kosbaar. Iemand het eendag gesê oor daardie besetende van Gadara. Julle kan onthou die besetende van Gadara, 'n man met 'n klomp duiwels, Legio was sy naam was gewees. Hy kom daar, hy's de mekaar, hy's in kettinge, hy breek kettinge en dit gaan rof met hom. En hy kom tot bekering. En iemand het oor daardie Gadara gesê, what happened between this man and Jesus isn't just a moment lost in time. It is a life-changing experience that lives in the bones and the memory and the very being of the man, thy man, to serve and guide the life to come. Dit sou heeltemal verander. Ek het dit beleef saam daar in 1973 toe daar by die, soos ek gesê by die konstorie gaan knie het gevoel het dat die Here my hele lewe omgekeer het en my nuut gemaak. Dit genoeg genade en lig vir my gegee in daai oomblik toe die Here my siel red om my te help om 51 jaar 'n predikant te kon wees. Genade op genade op genade. Ek het dit gesien in die vreugde daarvan te beleef. Dat hy vir my sê daar's geen veroordeling nie. In Johannes 3 vers 16, 17 en natuurlik Romeine 8 kan julle ook daarvan lees. Al wat ek weet is die Here sal vir ons stry en ons moet stil wees. Hy sal vir ons stry en ons moet stil wees. Tweede gedagte wat ek met julle wil deel is God was nog altyd in beheer. As dinge by my het beheer gehardloop het en ek lê en sê what happened now, dan sê hy okay, ek's nog hier. Ek het 'n plan. Dan sê Here, wat is die plan? Dan sê hy nee, vertrou my. Glo. Dan sê ek dit is so moeilik. So moeilik om te glo as dinge baie skeefloop met die. Hy sê Paulus sê ek het voorgenem om niks onder aan julle te laat weet as Jesus as die gekruisigde en wel oor hom, Christus nie, en wel oor hom as die gekruisigde. Die gekruisigde. Psalm 37 vers 23 sê die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is. Want as in die Here Jesus Christus is God tevrede met ons koers en hy ondersteun hom. Hy staan vir hom by. Vanaf die eerste oomblik toe my hart begin klop het, daar in my ma se skoot, het die Here Jesus of God my hart gesjok. Toe begin hy klop. En hy aanklop. En hy sal aanhou klop. Tot die dag wat God toestemming gee en sê, dis nou klaar. En ek my laaste asem uitblaas. Daar in Rietfontein Baptiste Kerk het ek uitgekniel. Daar het ek vir Wendy gevra om met my te trou. Ek wil nie eens gaan in daai proses om vir haar te vra nie. Sy en haar pa was so. Ek kon nie naby daai vrou kom nie. Haar pa was 'n grootste hero. Nou moet ek kompeteer met 'n man wat volmaak is. Ek weet waar ek vandaan kom en ek kyk na hierdie ou en ek sê, "Wow!" En hy word my beste mentor in my lewe. Maar dit ek mos nou 'n triek. Ek gaan leer by hom oor wat Wendy wil hê. Toe kry ek al die inligting. En toe kom die Here en help my om my hart te wen en toe sê sy ja, my kinders my so bygestaan het al hierdie jare. Hulle was my die minste tevrede gewees. My kinders het nooit gekla nie. Hulle het my altyd bygestaan. Ek is nooit vergeet my kinders gaan na die skoolbank om klere te gaan haal daar nie. Toe hulle matriek is gaan haal, hulle matriekbaadjies by die skoolbank. Eendag ons begroot nog vir hier kom hulle na die skool, hier kom hulle met matriekbaadjies heen. Maar jy kan sien soos die balkies daar, my kinders nooit balkies gehad nie. Maar die merke sit daar. En hy sê my seun, hy sê pa's alright, moenie worry nie. Skoene, baie skoene by die skoolbank gaan haal. Pep Stores was ons beste plek waar ons klere gekoop het. Dank die Here vir my kinders. Al my vreugde, my pyn op die motorfiets, daar waar ek wonderlike tye met die Here gehad het. Al my emosies is 'n oomblik waarin ek sê, Here, U seën my totdat U besluit hier stop dit nou. En ek sien so uit na hierdie tyd wat ek voor lê na 70. Wie julle as 'n mens 'n ding doen na 70 is nie beplan nie, kan in mees opwindende tyd in jou lewe wees. As jy beplan en dit werk nie uit as jy teleurgestel. Ek het niks om teleurgestel te wees. Alles behoort aan die Here as ek hom wil eer daarvoor. Dit bly sy plan, hy is die gekruisigde, hy is die ene wat my kom red het. Hopelose toestand, hopeloos. Kom ek tot bekering, en ek het al vir julle hiervan vertel, gaan ek huis toe, en Dominee Belhelm het gesê, jy moet nou vir iemand gesê, jy het tot bekering gekom, dat hulle jou verantwoordelik kan hou. Ek in die huis instap, hier sit my ma, ek gaan nie sê wat ek gesien het nie, hier sit my ma, en ek sê, ma, I've got something to tell you. En ek reken my ma het gesien, hierdie is nog 'n ernstige storie. En sy, dit waarom sy besig geskuif, soos die een kant toe sê, what do you want to tell me?
Hy sê, Ma, tonight I gave my heart to God. God saved my soul. Dis die enigste bietjie godsdienst wat ooit in ons huis gepraat is I gave my life to God. Eerste keer. Ek is in graad 11. Ek wil ander dinge doen in my lewe. My ma kyk my so, sy sê, I need to tell you something. Sy sê vir my, you know, Chris, when you were born, I promised God that I will raise you for Him. I will give you to Him. And she said, Chris, I didn't keep to my promise. But God comes and takes which belongs to Him. Toe weet ek, God het 'n plan. Die eerste keer toe ek en my ma begin gesels oor godsdienst, was die dag toe vir haar sê, sy het my siel gered en hierdie getuienis van haar, sy was ontrou gewees. My ma was een van my grootste mentore in my lewe gewees en ek eer die Here vir daai spesiale vrou. Hy het die kruisigheid my geroep. Ek moes in my diepste wese moes ek oortuig wees van hierdie woorde, yes Lord, as 'n offer voor sy aangesig. Ek moes 'n loopbaankeuse maak. Op daai stadium was ek in graad 11, wiskunde, wetenskap, biologie en rekeningkunde. Goed gedoen in daai eerste 3, rekeningkunde 'n bietjie gestoei, maar ek sê altyd ek rekeningkunde deurgekom want ek het die dogter van die onderwyser het ek so 'n bietjie oë gegee vorentoe, sit hy my deur. Dis die 4. Want ek wou medies gaan studeer. Klaar by die Universiteit Port Elizabeth uitgevind, dokumentasie begin regkry, ek gaan 'n dokter word. En hier red die Here my siel, en 2 weke na my bekering, wat ek eerste keer hoor van God, kom hy en hy roep my vir die bediening. En nou hoor ek van Grieks en Hebreëus. Ek is so bang vir tale, ek kom my Afrikaans en Engels net deur. Wiskunde, wetenskap, biologie doen ek baie goed, Engels, Afrikaans kom ek nie deur nie. Ek sukkel vreeslik daarmee. En toe weet ek moes kies. En dan wil ek net nog een dingetjie noem hieroor. Iets wat my baie spesiaal was in hierdie roeping. Rand Port Elizabeth, elke 16de van die maand, is daar so 'n posbusie wat daar in die straat gestaan het, wat die kerk se posbus was. Elke maand die 16de, was daar 'n mooi koevertjie met R20 in. R20. Ek was so 8-9 jaar in Port Elizabeth, die eerste deel van R20 baie vir ons beteken. Na 9 jaar beteken R20 nie so baie nie. Maar weet jy wat baie beteken het? Ek kon nooit die persoon identifiseer of vang nie. Ek het al probeer om vang, ek kon dit nie reg kry nie. Maar as iemand het aan ons gedink en ons ondersteun. Dis God se plan. Hy sal ons ondersteun. Na al die jare was hy baie getrou geweest toe Jesus dan ook beleef het as die een wat vir ons gesterf het. Hy is die gekruisigde. Ek dank die Here vir al die mense wat my lewens was en deel was van daardie ervaring. So God vir my stry deur mense en ek en Wendy moes net stil wees. En so ten slotte die klomp kan maar kom en Wendy, jy kan ook kom wanneer jy reg is. Wil ek sê, ek het baie om te verklaar vandag, want 'n mens moet 'n verklaring doen by so 'n altaar. Ek dink aan die name van die mense wie hulle harte vir Jesus gegee het en wie uiteindelik gedoop is. Baie in wie ek die voorreg gehad om saam te wees, daai dag as hulle getrou het. Baie mense wie se hande ek moes vashou in die begrafnisse wat ek beleef het. Baie mense wie in en deur my lewe geloop het, ook hier by Tygerberg deur my kantoor. Baie het ook weggeloop, maar daar was baie drukkies. Baie mense wat my vertrou het met goed, wat ek net saam met hulle kon dra, met niemand anders kon deel nie, geheime wat ek saam met hulle moes dra. Ek erken voor die Here jong mense wat groot geword het, wat vandag baie hoër vlieg as ek. En dan ek wie saggies my hand kon vashou. Ek is so dankbaar vir daai mense, veral wanneer 'n ongeredde tot bekering kom. En julle sal nie glo vir mense wat ander geloof het my al bemoedig nie. Weet julle hoeveel moslems het my al bemoedig? Al daar het ook nog gewerk het, op 'n stadium met 'n gewerk ook in hierdie bediening. Kom die moslems dan bemoedig hulle my. En hulle vertel vir my van Jesus. Dit was my altyd kosbaar geweest. En al wat ek weet is, alles gaan reg uitwerk. Maar jy moet nie by my kom staan.
Ek verklaar vandag die onuitspreeklike dankbaarheid teenoor God vir sy reddende genade. Sy roeping op ons lewens, en ek noem Wendy ook hier, mag hy ons genadig wees om die woorde van Paulus te help om end uit te volhard op die pad wat hy vir ons gekies het. Ek verklaar ook vandag my waardering teenoor die GK Kerk vir julle vorming en voortgesette groei in ons lewens, en is dankbaar dat julle vir ons ondersteuning gegee het vir my en Wendy. Ons verklaar vir God die voorreg om as leraarspaar ook in hierdie gemeente kon dien. Daarom bly daar net een lied in my hart oor. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All the days I've been held in your hands, from the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you've been so faithful. All my life you've been so good. With every breath that I'm able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You've led me through the fire. In the darkest nights you are closer than no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. We have lived in the goodness of God. En dit is die dankoffer wat ek aan die Here wil bring vandag. Ek vra dat jy lied saam met ons sing. Dink 'n bietjie in jou eie lewe hoe die Here vir jou seën. En kom ons sê vandag almal, nie net ek nie, maar almal vir die Here dankie in hierdie dag.